Goeiemôre luisteraar. God is so goed vir ons. Kom ons dank hom vandag daarvoor. Ek is besig met getuienisse en vanoggend deel ek 'n getuienis van Besneske self. In Egipte is dit teen die wet vir Christene om oor hulle geloof te getuig, aangesien daar 'n ander dominante geloofsgroep in hierdie land is. Tog werk God steeds op kragtige maniere om mense na hom toe te trek. Een van my kollegas het onlangs uit Egipte teruggekeer, waar hy deel was van 'n gebedskonferensie wat die ondergrondse kerk aangebied het. Ek deel graag 'n getuienis wat 'n vrou met hierdie groep gedeel het. Op die agterste sitplek van die taxi het Maggie se hart vinnig geklop en haar handpalms was nat gesweet. Praat met die bestuurder oor my, het sy weer die Heilige Gees se fluisterstem gehoor. Sy wou, regtig sy wou, maar elke keer as sy na die man se tradisionele uitrusting en lang baard gekyk het, wat van sy lojaliteit aan sy geloofsgroep getuig het, het haar moed haar net weer eens begewe. Wat as sy haar by die owerhede gaan aankla en sy word vervolg? Sy het immers 'n familie by die huis om aan te dink. Toe die bestuurder voor Maggie se werk stop, het die gevoel asof sy gaan flou word, soos 'n hart in haar keel geklop het. Praat met die man oor my, sê vir hom dat ek hom liefhet, het sy weer die stem gehoor, terwyl sy uit die voertuig geklim het. Sy het geweet dat sy gehoorsaam moes wees. Terwyl sy die geld aan die bestuurder oorhandig, het sy haar kans met die eenvoudige sinnetjie waargeneem. Hier is die geld en terloops, Jesus het jou geweldig lief. Sy het omgeswaai om van die taxi al weg te kom. Toe die taxibestuurder se deur agter haar oopgaan, het sy amper begin hardloop. Wag asseblief, het die taxibestuurder egter met 'n dringendheid in sy stem agter haar aangeroep. Ek moet met jou praat. Gee my net 5 minute van jou tyd. In vrees het Maggie na die taxi teruggedraai. Wat sou hierdie man by haar wou hê? By die taxi was sy verbaas oor die dringendheid in die bestuurder se oë. Sy het versigtig terug in die voertuig geklim. Die bestuurder het haar vertel dat hy oor die afgelope paar maande 4 keer drome gehad het, waarin Jesus aan hom verskyn het. Elke keer het Jesus vir hom gesê om hom te volg. Die man was egter te bang om dit te doen. Die vorige aand het Jesus weer in 'n droom aan hom verskyn. Die keer het hy gesê, jy wil my nie volg nie, maar môre sal daar 'n vrou in jou taxi wees, wat jou iets van my sal vertel. Dan sal jy weet dat ek 'n werklikheid is. Daar in die taxi, langs die besige pad in Egipte, het Maggie die voorreg gehad om die Egiptenaar na Jesus Christus toe te lei, waar hy hom dan aanvaar het as sy verlosser. God het alle mense geskep 'n verhouding met hom te staan. Soms moet ons net 'n skakel in sy ketting wees om sy karakter aan die wêreld te demonstreer. In 1 Korinte 2 vanaf vers 6 sê Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie oor die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei, geliefde. Ons is medewerkers in die diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Vertrou die Here om jou elke dag te wys waar en in wie hy besig is om te werk, sodat jy sy medewerker kan wees wat deur die Heilige Gees gelei word. Die oes is wit op die lande en die arbeiders om te help met hierdie oes is maar min. Die Here het ons as sy disippels nodig om hom te help om hierdie kosbare oes in te kry voordat hy weer terugkeer na hierdie aarde. Is jy gehoorsaam en beskikbaar om as God se instrument op te tree as hy jou benodig? 1 Samuel beklemtoon Samuel dat gehoorsaamheid in God geweldig belangrik is.
Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. U weet, 'n rukkie terug, toe ek en my dogter besig om in 'n mall in Springs 'n ete te geniet. En die volgende oomblik stap Pippi se ma, daai dogtertjie wat so vreeslik verbrand het, in hierdie selfde restaurant in. En ek was half verbaas om te sien dat hierdie klein dogtertjie wat so verbrand het, hier naby my sit. En dit het my 'n rukkie gevat om te besef, dit is nie toeval nie, dat God wil hê dat ek vir haar moet bid. Na ek my ete klaar genuttig het ek opgestaan en na hulle tafel toe beweeg en ek het die boodskap afgelewer, die woord wat die Here vir my gegee het van Jeremia 29, dat hierdie dogtertjie vir hom kosbaar is en dat hy ten spyte van wat met haar gebeur het en haar omstandighede vir haar 'n hoopvolle toekoms wil seën, voorsiening en vol van sy genade het en dat hy haar ook gaan genees. Hy met hulle in hierdie omstandighede is en die woord wat ek ontvang het net bevestig wat alreeds in Pippi se ma se hart was. Ek moes na die Here luister. Ek het geweet dat God wil hê dat ek vir hierdie dogtertjie moes bid en dat ek haar ma moes bemoedig. So geliefde, kom ons wees beskikbaar wanneer God ons wil gebruik om 'n skakel in sy ketting van bediening te wees. Kom ons bid. Jesaja 50. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos 'n leerling. Die Here het ons ore geopen en ons sal nie wederstrewig wees nie. En help ons Here om gehoorsaam te wees, omdat dit U behaag. In Jesus naam, amen.